Vandag wil ek praat oor almal se favourite topic en ek is bly as nuwe mense, want daar's geen makliker manier om mense af te skrik die eerste maal as met te praat oor geld nie. Nee, dis die gemeente is groot op skole. Kyk, hier is alles van tekkies tot ek weet nie as daai gaan doen nie, kunswerk. Ek kom eerst mal met blinkskoene toe sê ek die ene ou wat my kerk is. 'n man met blinkskoene. In elk geval, so selfs nou is die skoene aan. Ag, ekskuus man. Die ding van geld is julle in kerk vir een of ander rede is te gestoei en ek weet nie hoekom nie. Ek vermoed is omdat dit naby in jou hart sit. En ek hoop wat so by kan uitkom as jy oor geld dink, moet dit wees great stuff. Blessing. En daar's 'n groot gestoei wat julle verstaan, dit gaan nie eintlik oor die geldjie nie, die fisiese dingetjie. Dit gaan oor gee, want dis waar die emosie kry in jou wallet. Dis die gee gedeelte. En ek wil graag begin op 'n punt en ons gaan Wesley uitkom by die groot gestoei in die kerk, naamlik oor tiendes en offerandes. Dis waar die groot gestoei eintlik gaan. Niemand het 'n probleem met gee eintlik nie. Hulle wil net weet van moet dit met tiende wees, waar moet dit gaan, hoekom moet dit al sulke twak. En wel nie twak nie, al sulke dinge. En ons gaan uitkom by dit met tyd saam. Vandag wil ek begin kyk na net die hele ding van twee terme, geld en gee, want dis waar dit gaan. En ek het myself beperk tot die Nuwe Testament, oor geen groot teologiese rede, net behalwe dit, ek het geleer as jy wil sinvol na die Bybel kyk, dan kyk jy wat Jesus te sê gehad het oor iets, want hy het self in sy eie mondjie uitgesê, dan kyk jy wat die res van die Nuwe Testament daaroor sê, want dis die toepassing daarvan gewoonlik vir die kerk, en dan kyk jy die Ou Testament van waar kom dit vandaan. So toe besluit ek, dit klink my nie na 'n dom plan nie, en so ek gaan kyk net in die Nuwe Testament van vandag, wat sê die Bybel oor gee en oor geld. En elke ding het ek so onder mekaar gesit en tags aan het gesit, sodat ek kan onthou wat dit is. En toe ek hierdie tags kyk, toe sien ek, daar's 3 of 4 goed wat in almal voorkom, of die van hoofies onder wat jy kan sit. So ek gaan vandag praat oor die hoofies wat ek raak sien, onder wat die Nuwe Testament sê, onder geld en onder gee. Die eerste ding wat ek raak sien, dit praat oor, dit noem dit nie dit nie, maar ek label dit as die hart van gee. Hoe gee mense en hoekom gee mense? Volgens God se nuwe verbond, wat hy sê hoe dit nou werk is, hy sê sy verbond staan op ons hart geskryf. En ons lewe uit ons harte uit, ons luister na die Heilige Gees in daai opsig. En dit sê ook dat jy kan niks van God doen of gee of iets doen wat vir jou soos diens lyk of aanbidding of enigiets doen as dit nie liefde is nie. En dis wat die in Korintiërs 13 vir ons probeer sê is net, al doen jy al hierdie staf, daar's nie liefde in die storie nie, dan help dit jou niks vreeslik nie. En pertinent op die gee gedeelte sê in Korintiërs 13, as jy 'n Bybel het, kan jy maar julle vingers nat lek, julle gaan blaai dat die missies speel. In Korintiërs 13 vers 3 sê, en al sou ek al my goed uitdeel, dus nou gee my staffies weg, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. En dis die sad ding, julle mense kan hulle koppe van hulle lywe afgee, hulle kan tiendes gee, hulle kan al die goed doen, en as dit die verkeerde motief is, op die hart van gee is, dan sê dit baat niks nie. Dit beteken jy mors jou geld, dit wat jy dink jy doen met die geld is gebeur nie, want dit gaan oor die hart van gee. Ok, ons gaan deurwerk van Matteus af, gewoonlik, en dan met die volgende heading weer voor begin by Matteus. So die eerste ene is Matteus 6. Matteus 6 vers 1 tot 4. Dit sê, pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moet jy 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die strate nie, dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy as jy liefdadigheid bewys, dat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Liefdadigheid kan meer obviously wees as net geld, maar dit sluit goed in wat geld kos. So liefdadigheid bewys gee jy aan mense wat nie het nie. En hierdie gedeelte sê, almal wat gee, kry beloning. Onafhanklik van wie jy gee. Jy kry beloning as jy gee. Waar die keuse lê is, van wie wil jy die beloning kry? Jy kan dit gee met 'n hart wat die erkenning van mense soek, en mense gaan vir jou die erkenning gee. Of jy kan dit gee met 'n hart wat sê, ek gee dit in die oortuiging van my hart, liefde van my hart, als wat in jou hart gebeur, en jy kry jou beloning by God self. So dis waar die verskil het, is dit, almal kry beloning vir gee.
So, jy sien die verskil raak. Een is op die goedkeuring by God, een is op die goedkeuring by mense. Jy kan kies wat jy wil wees. Dis in jou hartjie. Matteus 23. Vers 23. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs verfynstes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koriander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. So, hierdie klomp kerkmense, die fariseërs, doen die regte ding volgens die wet. Hulle gee hulle tiende wat hulle supposed is om te gee. En God kyk na hulle harte en hy sê vir hulle, julle doen die regte goedjies, maar julle mis die hart. God se idee met 'n wet was nooit om 'n klomp reëls daarop te stel sodat hy kan hoor as jy die reëls uittree nie. Die intensie van die wet is nie dit nie. En so al doen hulle die regte ding, kyk God na hulle harte en sê vir hulle, jou hart is nie daarso nie, so dis weer soos Korintiërs, dis doelloos, dis wat het hy gesê? Doelloos nie? Te vergeefs. Te vergeefs. En die ding van gee is, party mense is so hard in hulle harte, julle as by gee kom dat, ek gaan nie eens 'n storie vertel nie, maar ons persoon is leuk gesê, mense se harte so hard op gee, dat jy kan van niks van geld goed opvra, hy sien die mense daar nie, daar's geen compassion met enigiets van gee nie, want hy dink hy gee sy vriende. Hy kom die wet na, daai gedeelte is gecover, en dit verloor die hele intensie of bedoeling van die wet, hoe daar was oorspronklik. So dit is wat Jesus nou kyk en hy sê, kan nie so wees nie, jy kan nie die wetjies wil doen en die rest uitlos nie, dit gaan oor meer as net gee. Matteus 25, vers 37. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, of dors en te drinke gegee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? Wanneer het ons u siek gesien, of in die gevangenis, en na u gekom, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broers van my, het julle dit aan my gedoen. So hierdie storie bevestig net die hele ding, jy dien met, hoe dien jy God met gee? Waar gee jy? Gee dit vir mense, okay? Of vir plekke, wat jy moet kom by mense uit, eventually. En jy gee aan mense uit liefde uit, nie omdat jy moet nie sê dit, en wat God hier so sê is, hy ontvang dit soos 'n liefdesoffer aan homself. So jy gee vir mense, dis die bedoeling daarvan, jy gee vir mense as jy vir God gee, want dis wat te doen. Hy ontvang dit soos aan, jy het aan my gedoen. Jy het aan my gedoen. Dit is die intensie van gee. Jy doen dit, want jy gee dit vir God. Matteus 26, vers 8. Net dat julle weet, dan voordat die girl kom, sy gooi al die dier olie op Jesus uit, en toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee geword het, en toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val jy die vrou lastig, want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, sy dit gedoen met die oog my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar die evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. En hierdie is my interessante gedeelte gewees, want ons half die uitskietertjie in die ding van hoe gee gewoonlik werk. En ek het probeer net 'n prentjie vir myself maak van hoe dit vir my nou so lyk, want die ding van 'n albei fles vol olie maak nie sin meer deesdae nie. En ek het een keer iewers praat maar korrek, maar gehoor van daai goed was so kosbaar as omtrent 'n jaar se salaris iemand gewees. En ek sit toe dink, vir my is dit omtrent, sê maar iemand het 'n garage in ons gemeente, verkoop karre, en hy besluit, hy voel deur lep sy hart, hy moet iets doen van sy kant af om met sy geld en goed, en hy gaan koop 5 karre van sy eie vloer af, ek sê my koop 5 smart Mercedes, en hy kom na my toe en sê vir my, die Here het gesê, ek moet iets doen met geld vir sy werk, so ek het besluit, hier is die 5 karre, wat ek gekoop het, en ek gaan dit gebruik vir die werk, en ek dink, dis baie cool, sê ek, dude, jy weet nie, ons gebruik vir kar nie, so, ek gaan, een van die kar van my vat, een van die ministerie gebruik, van whatever hier moet gebeur, ons kan die 3 anders verkoop, dis 'n klomp geld, wat ons kan gebruik om God se werk mee te doen wat ons mee besig is. En jy sê vir my, weet jy,
wat ek gedink het die Here sê ek kan dalk doen met die karre is, ek is so geraak deur die prys wat Jesus betaal het. Ek gaan net die 5 Mercedes ek gaan 'n groot show by die sportterrein aanbied op die event center, Planne Event Center. Ons gaan 'n groot show daar maak en ek gaan daai 5 karre in die muur vasjaag. Om vir mense te wys die prys wat Jesus betaal het. En dit is omtrent vir my hartjie wat dit sal hoe ons kyk na waar die geld moet gaan, wat jy met die geld moet doen, hoe doen jy God met geld, wat doen jy daarmee? En hierdie girl kom en sy doen heeltemal uitspattig iets anders. En God kyk deur die wette en hy kyk in die girl se hart vas. Wat hom aanbid met geld. En sy doen dit net op 'n hooglopende, onwyse manier. Smy die geld, smy die olie om uit. En hulle kon regtig baie geld, dis nie eers soos in 'n slegte manier wat die disippels gesê het van ons kan iets met die geld doen. Hulle kon met 'n jaar se geld baie goed gedoen het. Jesus kyk deur al daai goede van die praktiesheid daarvan. En hy sien die girl se hart wat 'n jaar se olie om uitgooi. Lukas 12. Lukas 12 vers 22. Kyk, en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor hierdie lewe wat julle sal eet of oor julle liggame wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam is die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as voëls nie? En wie onder julle deur om te kwel kan 1 el by sy lente voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. Ek sê vir julle, self Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so bekleed, hoeveel meer vir julle klein gelowiges? Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink en julle nie ongerus maak nie. Dit beteken, wees rustig. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge, al die kossies, klere, goed wat jy onrustig maak, al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein karretjie. Want julle Vader het wel waar daar gehad of julle die koninkryk te gee. Ek weet ek moet eers is nie, ek trou niemand nie. My seun was nie cute geweest nie. In elk geval, God gee vir ons die koninkryk. Verkoop julle besittings en gee almoses. Maak vir julle beurse wat nie uit word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief uitkom en waar mot verniel nie. Want waar julle skat is, sal julle hart ook wees. Dit is 'n awesome gestuk hier. Ons praat by die hart van gee, julle, en wat het hierdie gedeelte met die hart van gee uit te waai? Dit sê teen die einde, gee jou goedjies, maak vir jou skat bymekaar, gee, sê verkoop jou besittings, gee vir mense, en maak vir jou sinvolle skat bymekaar. En dit sê alles wat ons klaar gesê het al van die begin het van, jy gee met 'n blye hart, want jy weet het gaan meer as net jou geld is wat jy hierso gee. Jy weet, hierdie sê hierdie gedeelte, daar's 'n skat wat jy op 'n ander plek bymekaar maak, en jy gebruik jou aardse rykdom wat jy hierso het, om vir geld daar bymekaar te maak. Dit klink my soos 'n serieus nas belegging. Dit klink vir my so, dis waar het gaan. Jy kies, laat God jouself beloon, en dit is hoekom, en die link van my in hierdie stuk was my, tussen die eerste en die tweede gedeelte, hoe weet jy waar jou hart is? Want dis waar jou skat gaan wees. En as jy na die eerste gedeelte kyk, in die konteks hiervan, dan lyk dit vir my soos, as jy worry oor die goedjies, as die goed jou onderkry, voel dit vir my, jy bou jou skat op die verkeerde plek, dus kom jy worry. En die hele basis van hierdie ding is
God wil vir jou alles gee. Hy gaan vir jou sorg. Hy gaan vir jou sorg in al die staffies wat ons oor worry. En as jy dit besef en dit in jou hartjie insak en jy nie worry oor goed nie, dan voel dit vir my sê die stuk vir ons is die gee gemaklik en jy bou vir jou skatte wat saak maak en waar dit nie verniel word nie. En dit is hoe jy weet waar jou hart is. As jy kyk, klaar die goedjies jou. Want die Here sê net moenie worry nie. Ek sorg. Natuurlik, kan julle my goed genoeg ken, is makliker gesê as gedoen. Maar dis wat ek sê wat ons moet doen, dis moenie onrustig word nie. Bietjie aanblaai, Lukas 16, vers 10 tot 13. Hy wat getrou is in die minste, sal ook in die groot, hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal aan julle eie gee? Geen huisknegt kan twee here dien nie, want hy sal die een haat en die ander lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien. Almal ken hierdie storie. Hierdie ding sê, jy kan geld hê en sê jy kan God hê, maar jy kan nie albei hê nie. Of jy kan albei hê, maar jy kan nie albei dien nie. So dis die ding. Jy kan nie albei dien nie. Jy kan albei hê, maar nie albei dien nie. En weer eens sê die ding van, jy gebruik jou aardse rykdom om 'n hemelse skat bymekaar te maak. En dit sê hierso, jy moet jou aardse geld slim gebruik, dit sê dit. Sê, man, is dit mooi, kyk na jou eie goed as bestuur behoorlik, en kyk even na die ander so goed, anders gaan jy nie kry nie. So niks van daai val weg, dit raak nie hierdie storie nie. Man, is daai goed te mooi, maar kyk, wat een dien jy? 2 Korintiërs 8. Ek gaan vandag redelik min verduidelik julle, meer lees. En op die einde wil ek julle moet self die prentjie gaan begin vormvat hopelik in die kop sodat jy net aangaan met lees, want mens hoef nie veel te sê nie, dit staan al so. 2 Korintiërs 8. En ons maak aan julle bekend, broeders, die genade van God, wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is, dat onder baie beproewinge deur verdrukking, hulle oorvloedige blydskap, by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Dis woes, kom ons lees gewoon wat sê die vertaling. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig, en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Okay, klink bietjie meer Suid-Afrikaans. Gaan dit aangaan vers 3, want hulle was na vermoë, ek betuig dit ja, bo vermoë gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek, dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. En het dit nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God. Sodat ons Titus versoek het, dat hy, net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefdesdaad moet volbring. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ywer en in die liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefdesdaad oorvloedig is. En ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van die ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds 'n jaar gelede begin het, nie om alleen te doen nie, maar ook om te wil, maar voltooi nou die daad ook, sodat net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees in wat julle besit. Want as die bereidheid daar is dit wel gevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie. Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie, maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek aan aanvul, sodat ook hulle oorvloed julle gebrek aan aanvul en dat daar gelykheid kan wees. Soos geskrywe is, hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie, en hy wat weinig gehad het nie te min gehad nie. Kyk, dis hele mond vol. Paulus skryf aan die Korintiërs hierso, hy is op pad om die geld te kom haal, wat hy lankal met hulle oor gepraat het vir die arm lot in Jerusalem. En hy sê, ek gaan die geld op kom haal, maar jy moet nie worry nie. Ek kom nie by jou vat wat jy nie het nie. Hy sê, elke volgens wat hy het.
En wat julle beloof het om te gee, dis wat hy gaan kom haal. En hy herinner net aan hierdie storie. En hy gebruik die prentjie van die Macedoniërs wat hy met te doen gehad het, wat hy ook gaan geld behaal het. En hy sê die Macedoniërs was arm, en ten spyte hiervan het hulle by my aangedring om meer te vat wat hulle het. So ek, as Paulus se ding is, ek kom nie by jou meer hals wat jy het nie. En hy sê, hierdie Macedoniërs het ek gekom vir hulle gesê, geef ons geldjies as julle wil, en hulle sê hierso is, en hy sê, maar guys, julle gee nou te veel, ek sien julle is arm, en hulle sê, vat asseblief die geld. Wat maak dat iemand wat te min het, iemand sê, vat meer as wat jy wil hê? Wat sou so hard in die gang? En ek dink die antwoord lê in vers 5 van hulle het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons deur die wil van God. Hulle was oorgegee aan God en het hulle self uitgedeel aan mense. En daarom was dit vir hulle geen, en obviously het hulle vertrou op die Here, duidelik. Want anders as jy nie het nie, hou jy nogal vas. Hulle sê, vat. Ons wil iedereen anders bless. Iewers moes hulle groot gaan terug na hulle te kom. Maar die punt is, hulle was oorgegee aan God. En daarom het hulle self uitgegee aan mense. Die interessantheid, Paulus sê in vers 8, is dat hoe jy gee is 'n toets van jou liefde. Hy sê, ek wil julle liefde hier toets. En dit is nogal 'n interessante ding. Dat hoe jy oor jou geldjies voel, of die staf wat jy het, is 'n toets van jou liefde. Alle voorsiening wat jy nodig het, julle, is joune. Christus het klaar vir jou gekry deur sy kruisdood. Die prentjie verander nêrens in hierdie gedeelte tot nou toe nie. Die prentjie is altyd, God is eerste, en daaruit vloei jou rykdom maklik na ander toe. En is vir jou 'n vreugde op 'n volle proses, want jy bou skat op die regte plek en jy weet dit, en jy weet dat God gee soveel wat jy nodig het. 2 Korintiërs 9 vers 6. Maar dink daaraan, wie spaarsamig saai sal ook spaarsamig maai, wie volop saai sal volop maai, laat elkeen gee soos hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskryf is, hy het uitgestrooi, hy het in die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie betoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegging aan God. Omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydra aan hulle en aan almal, terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang vanweë die uitnemende genade van God aan hulle of aan julle. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Kyk, Paulus is nog steeds die storie van hy kom die geldjies haal. Hoekom gaan jou hartjie so bly wees soos hierdie lotsin oor die gee? En hierdie gedeelte is vermoed ek net as jy besef wat God se aandeel is as jy gee. En dit sê in hierdie gedeelte as jy so duidelik wat God se hart was is met die goeie. Mag God julle genadig oorvloedig oor sy genade oor julle oorvloedig laat wees, sodat julle in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees vir elke goeie werk. Dis God se hart vir jou. Mag jy oorvloedig wees. Die onderste gedeelte. Hy verskaf binne die saad goede, mag hy vir jou die brood gee, mag hy dit vermeerder, mag hy die vrug van jou geregtigheid laat toeneem, beteken mag jy geestelik groei, mag jy in alles ryk word. Dis wat God se hart vir jou is. Hy wil nie staf hê nie. Hy wil jy laat ryk word in alle opsigte. As jy hom eers stel, gaan die goedjies maklik gaan. Dis nou net so as jy hart op die regte plek is nie. Die ander gedeelte wat bykom, hierdie gedeelte wat amazing is dit gaan nie net oor die gee nie, dit gaan nie net oor wat die geld doen nie, dit gaan oor die groter gedeelte daarvan is ook die eer kom by God uit. Want hy sê wat nou gebeur is, hierdie manne sit en bid op hierdie stadium. En hulle sien, hulle bid vertuig vir God vir iets en hier kom iets aan. En hulle bring dit vir hulle. En hulle verheerlik God vir sy voorsiening wat hulle gebring het. Dis die amazing ding van gee. Dit gaan nie net oor gee, jy maak mense se hartjies bly nie. Daai mense loof die Here nog bo op dit ook. En dan bid hulle sommer nog vir jou ook. Dit is 'n hele om nou 'n
mooi term gebruik wat deesdae in die groot in almal se monde lê, dis 'n win-win situation. Julle, God is bly, jou hartjie is bly, hulle hart is bly, hulle prys die Here seën jou. Dit gaan goed op al die kante. Okay? Dis die idee daarvan. Die Here se plan was nooit om jou te laat suffer of jou goedjies te vat nie. Gepraat van die goedjies vat. Handelinge 17. Kom net aan die regterkant blaai. Handelinge 17 vers 24. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die Here van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur menshande gedien asof hy aan iets 'n behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. Jy doen God nie guns nie. Ja, Hy het niks van jou nodig nie. Hy sê daarbo, hy gee die goed vir jou. Okay? So gee gaan nie oor God nie, gee gaan oor jou. Okay, daar's nog 'n klomp skrifgedeeltes oor die hart van gee, maar ek dink julle kry die idee. Die volgende punt wat ek nou wil kyk is oor wat die Bybel noem liefde vir geld. 'n Paar verskillende terme vir dit, maar oorkoepelend liefde vir geld. Kom ons begin by Lukas 16. Julle gaan baie van dieselfde skrifte weer sien. So ek moet dan die goed uitwys vir daai heading. Lukas 16 vers 13. Geen huisknegt kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of die een aanhang en die ander een verag. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Mammon is geld. Kyk. Dis nie 'n hondjie of 'n dingetjie nie. So dit sê daar's plek vir een heerser op jou hart. En vir party mense het geld so aantrekking dat hulle sal God van hy treurig afskuif. en geld nou ja, so hulle bely die Here, maar hulle lewe die geld. En kan nie gebeur nie, sê die gedeelte. So prakties wat gebeur is, as jy een van daai is, dit sê daar's net plek vir een. En as dit die geld is, dan is die belangrikste besluit van jou lewe nooit gebaseer op wat sê God nie. Die belangrikste besluit is gebaseer is, hoe maak ek dit werk finansiëel? Hoe oorleef ek hierdie ding? Hoe budget ek hierdie goede? Dit wat jou beursie raak, maak die groot besluite. Wat God sê is tweede belangrijkste ding. So jy dien God, maar dis hoe jy dit doen. Jy doen hom so om. Daar's plek vir een heerser. En dan heerser het jou die beste van jou gedagte as ons sou glo op die storie. 2 Timoteus 3. Ek lieg. 1 Timoteus 3. 1 Timoteus 3 vers 2. Okay, 'n opsiener, wat praat van ouderling en ander goede. 'n Opsiener moet dan onberispelik wees, 'n man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker. Vuil gewinsoeker. Dit is ook die term, vuil gewinsoeker. Maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie. Een wat sy huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy die gemeente van God voorsorg dra? Dis baie logies hierdie storie. Hy sê, hier is die lysie van as jy ouderling wil wees, of 'n leier in die kerk wil wees, en een van die dinge wat jy diskwalifiseer is jou liefde vir geld. Want hy sê net, hoe gaan jy God se belange in sy gemeente op jou hart dra eerste, as jy 'n ander baaspatroon het? Kan nie gebeur nie. Kan nie so werk nie. Aanblaai net na hoofstuk 6 toe, 1 Timoteus 6 vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die lere wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd, waaruit ontstaan afguns, twis, lasterlinge, bose agterdog, nutlose strydery van mense wat verworwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Nog interessant, mense wat dink godsdienst is 'n winsgewende saakie. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie en dis duidelik dat ons niks daar sal wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Maar die wat wil ryk word, val in die versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeertes
wat die mens laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. En wat jy eerder moet doen. Godsaligheid, wat hier so is, praat van godsdienst, en die Engelse woord is my baie beautiful, is godliness. En hierdie gedeelte sê, dat geld kan vir die verderf insleep, as jy die goede te veel like. En die antwoord van hierdie hele probleem van geld te veel like, sê dit is, wees tevrede. Okay? Wees tevrede met wat jy het, en dit wys my, dis my so mooi prentjie hierdie van die tydelikheid van geld, wat die dings, wat hy so sê, jy het niks hierin gedra nie, nou is jy hier so vinnig aan die roer, en jy maak jy geldkies, en dan op die einde, dan is daar niks, jy vat niks van die goedkies nie. En dit is wat een van die hartseerste dinge van ons tyd, hulle is mense wat, hulle hele lewe, al hulle besluite, hulle budget, hulle energie vir die dag, alle beplanning, al die goede, gaan net oor die een ding, en dis om finansiële oukei te wees. En dan denk ek net, dis fine, daar is niks verkeerd met enig van die goed op hulle eie nie. Maar as dit is waar het gaan, want dit is wat die enige patroon vir jou sê, en die kom op die einde, dis net niks. Daar is nie 'n skat nie, dis nie dat jy die Here gaan mis noodwendig nie, maar daar is nie 'n skat op die einde van die storie nie. God wil hê jy moet al die geld bymekaar kom maak, dis hoekom hulle sê, ek hoop dat alle dinge gebeur, ek hoop die Here blessing met hier, ek hoop, dit gaan soms, jy word soms ryk aan alles. Dis wat God vir jou wil hê. Maar hy wil net hê solank jy die baas, solank hy die baas is. As hy nie met die baas is nie, dan gaan dit asyd. Geld is nie 'n kwaad nie, dit sê jy so daai ding. As geld die probleem was dit soveel makliker om dit op te los. Dat ons net gesê, moenie ryk word nie. Word frankly arm. En party mense doen dit so, dis wat hulle verkondig, is armoede is goddelik of whatever. So maak dat mense out of poverty so en al sulke goede. Dit sê nie geld is die kwaad nie, hulle. Dit sê die probleem met geld is, dis die oorsaak van baie ewels. En ek het dink in Afrikaanse gesegde wat sê, geld wat stom is, maak reg wat krom is. Dis hoe ek 'n titel gegee het. En dis so 'n beautiful gesegde eintlik. Die probleem is net vir baie mense is geld nie stom nie. En dan maak jy geld krom. Geld maak nie goed reg wat krom is nie. Geld is supposed om goed wat krom is reg te kon gemaak het. 2 Timoteus 3 vers 1. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. John Piper sê, die siekte van die moderne tyd is people amuse themselves to death. Dis speletjies en ek hou ook van 'n speletjie. Kyk, golf is my baie gawe speletjie. Maar party mense se lewens is nie werk die speel hulle en is net staf in geval. Liefhebbers van genot, liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor. Keer jouself ook van hierdie mense af. So dit sê dat mense wat geld jag, is net 'n teken van die tyd. Dis hoe dit lyk. En die mense wat hierdie goed te doen sê het 'n skyn van godsdienst. Dit beteken dit lyk so. As 'n skyn van godsdienst daarin. Maar van die krag van die evangelie weet hulle niks nie. Hier is die storie van die ding. As jy sukkel, praat oor die krag van die evangelie. Hoe groei jy in geloof in God en goed? As jy nie kan glo dat God die Vader se basiese ding van 'n pa sorg. As jy nie God glo, God sorg vir jou die basiese behoeftes van die lewe nie, hoe vertrou jy met iets groot soos die doel van die lewe of die roeping wat hy het? Jy gaan nie. Dit is dis ook wat ek dink sê dis deel van die tekens van die tyd. So dit lyk mense jaag al hierdie staf. Kan jy God vertrou nie? Want jy dink hy kyk eers vir jou na die basiese goed nie. Hebreërs 13 bevestig maar al hierdie ding. Hebreërs 13 vers 5 sê, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Sê dat die probleem met geldgierigheid is nie mense wil meer en meer geld hê nie. Die probleem is, mense vertrou nie God nie. Dat hy vir hulle gaan sorg nie. OK, Jakobus 4.
Jakobus 4 vers 13. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die stad en na die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie. Want hoe danig is julle lewe? Dis tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil in ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. En jy lees hierdie stuk en jy dink, wel, die Here sê, moenie te groot bek wees oor al jou slim planne nie, want jy is nie beheer van jou lewe nie. Jy dink jy is die rooster, jy is nie eintlik nie. Hy is in beheer van jou storie en dis die waarheid. En dis ek net wonder wat maak vers 17? Voel soos hy hoort nie by die res nie. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. En ek vermoed hierdie stories hierso in. Want as jy rondom jou eie plannetjies maak gebeur, dan mis jy dalk die punt. Nie noodwendig nie. Die Here se plan met jou is dalk maak soveel geld, dit moet ongeskik wees want jy moet groot goed doen daarmee. I don't know. Maar dit kan wees voel my hierdie gedeelte sê oppas vir die rondhollery. Want dit mag wees jy die punt mis. En as jy die punt mis is dit sonde. Punt mis beteken net God het dalk vir jou 'n ander droom vir jou lewe. Ek weet nie wat jou droom vir jou lewe is nie, of God se droom vir jou lewe is nie. Ek hoop jy weet, maar ek weet nie wat dit is nie. Al wat ek weet van God se droom vir jou lewe is, dis beter as jou plan vir jouself. Okay. So dit is 'n slim plan om te volg. Die Bybel het 'n praktiese antwoord vir geldgierigheid. Ek gaan julle gou 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 vers 1 tot 4. Dit praat hier so van vuil gewin weer eens, dis 'n pragtige term. Dit moet skryf. 1 Petrus 5 vers 1 tot 4 sê: Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en 'n getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar word. Interessant praat hy heel eers met die ouderlinge en die kerkleierskap. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewillig, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ek wil vir julle lees hier. Die Engels praat van, ek dink hy praat van be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not greedy for money, but eager to serve. En dis die Bybel se teengif vir jaag geld is eager to serve. Wees gewillig om te dien, want as jy dien, skuif die fokus baie vinnig, maatjies. En saam met fokus skuif net van staf na mense toe, vloei die geld ook sommer outomaties in die regte rigting. Dis so maklik dit is. Gewoonlik. Okay, kan nog baie dinge daar sê. Dis 'n paar dinge wat die Bybel sê oor die liefde vir geld. Geld nie 'n probleem nie. Liefde vir geld, groot probleem. Hier is my baie interessante storie gewees om weer te kyk waartoe het die geld gegaan. Want deel van die groot gestoei met tieners is waar betaal jy presies jou betiende nou? Is dit nou hier of daar of waar gee jy afredings al uit? Kerk. Waar is al die geld heen in die Bybel? Toe gaan kyk ek net oor gee en geld en ons begin weer by Matteus 6. Ek gaan net hierdie goeie vinnig lees want daar's niks te verduidelik. Dis net kyk net waar loop die geld heen. Matteus 6 vers 2. Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie trompet vir jou blaas, bla 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 nie. So dit sê nie so die mense is nie. Maar aan wie bewys jy liefdadigheid? Van wie gaan gee jy staffies? Mense wat nie staffies het nie. Dit staan nie in swart en wit nie, maar niemand gee lief. Wel, nie so ver gaan nie. Matteus 19 vers 21. Jesus antwoord hom, jy ryk jong man, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed, gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê en kom volg my. So die armes kry die geld, Jesus kry jou. Dis hoe die gaan. Ja. Matteus 25 vers 37. Dit het net al. Dan sê hulle regverdiges om antwoord en sê, Here, waar het ons al die goede gesien? Honger, dors, te drinke gegee, waas was jy vreemdeling gewees, al die lysie van goede. So waar die geld, of nie net geld, maar die goed hierheen gegaan het, so het gegaan vir mense wat honger en dors gehad het, nie blyplek nie, tronke, mense sonder klere, siekes, vreemdelinge, dis waar die goed hierheen is. Okay. Matteus 26, vers 6 tot 9. En toe Jesus in Betanië was,
storie van met die olie weer, selfs Jesus met die olie, waar is die staf een? Na Jesus toe, hier is die uitskietertjie ding. En dit is amazing, en ek dink dit is 'n handige ene, want dit sê dat God, alhoewel daar 'n plan is van sy kant af om te sorg vir al die mense wat nie het nie, is daar die uitskietgeleenthede. So vir my sou dit beteken vandag, die Here sê dalk, wat jy gaan gee vir ou wat wel geld het. I don't know, gee vir die government, bou 'n pad daarmee. Ek weet nie, ek kan vir iets uit die boks uit sê. So wees net, dit kan uit die boks uit wees, okay? Dis wat hierdie gedeelte vir my gesê het in die opsig van, waar gaan dit heen? Het gaan na Jesus self toe hierso. Daai wil dit op homself gaan uitgooi. Lukas 12. Vers 33. Verkoop julle besittings en gee almoese. Wees almoese gaan vir mense wat niks het nie. Soos armes. Lukas 19. Wees baie nou, mag dalk wees dat ons ryker ook moet gee. Maar almoese is gewoonlik vir arme mense. 19 vers 8. Sakkeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here kyk, die helfte van my goed gee ek aan die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek 4dubbel terug. So Sakkeus kom by Jesus uit en toe sy hart verander word, sê hy, armes, die helfte van wat ek het. Die rest het gesteel, so ek gaan vir hulle 'n bietjie meer gee. Maar Matteus, wat ek dis 19. Kyk, Lukas 20. Vers 25. Toe sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toe kom en aan God wat God toe kom. Hulle staan toe nou aan hom en na presies wat ons nou doen. Waar met die goedjies is. Toe sê die Here, gee vir die government sin is, gee vir God wat hom toe kom. Die hele 2 Korintiërs 8 en 9 wat ons nou gaan kyk 'n stukke van oor wat Paulus vir die Korintiërs sê, ek kom die geldjies haal wat julle beloof het, gaan oor die geld is vir die, hulle noem dit die heiliges in Judea. Dis die kerk wat gesuffer het in Jerusalem. So vir nou beteken dit aan my kop, die diep ouens wat swaar kry in die kerk. Hier sit ons, hier's mense wat maklik het in die kerk, en hier's mense wat nie maklik het in die kerk nie. Okay, daar's nog 'n klomp sulke plekke. Julle kan die draad sien. Okay. Daar's 'n redelike duidelike draad en as afwykings uit die draadjie uit. Die volgende interessante vraag is, hoeveel het hulle gegee? As ons nou praat van gee en tiendes en offerandes en alle goede. Wat is die getalle wat genoem word in die Nuwe Testament? En dit is net so 'n eye-opener. Matteus, terug, 19. Vers 21. Jesus antwoord hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy gaan 'n skat in die hemel hê. Verkoop jou goed. Sê nie met noodwendigheid alles verkoop nie, maar dit sê vir my, hy was 'n ryk jong man. So Jesus kom gesê, jy gee 10de, wat van 29% hierdie maand net? Of wat van jy 'n mollike bydrae vir die werk van die Here? Jy sê van verkoop jou staf. Dis in jou pad. So ek weet nie hoeveel dit was nie, maar dit was in my kop seker 'n hele klompie goed as ek sê goed moet verkoop. Matteus 23 vers 23 weer. Die getal was dieselfde dag kom die Sadduseërs. Nee. Wie julle skrifgeleerdes en die Fariseërs gefeinstes, want julle gee tiendes van al hierdie goede. So hierso is die getal tiendes. En dis waar mense wat sê die tiendes moet nog gebeur sê, Jesus het dit genoem. Dit is die oordrag van Ou Testament en Nuwe Testament met die tiendes. So die getal hier is tiendes. Hy het nie getlik gesê dit is verkeerd om die tiendes gee nie. Hy het net gesê julle mis die punt van die tiendes. Lukas 6. Vers 38. Gee en aan julle sal gegee word 'n goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet sal weer vir julle gemeet word. So die beginsel hierso is, dit gaan nie net oor geld dink ek nie. Dit gaan net oor wat jy wil hê, gee dit. Obviously, hulle noem dit was een van die goue reëls van die lewe of iets. Wat dan van doen vir ander wat jy in jouself gedoen wil hê. Al self ding geskoei. Wat jy wil hê, dis wat jy gee. Lukas 12. Vers 33. Verkoop julle besittings en gee almoese. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie en 'n skat in die hemel wat onuitputlik is. Wie eers, dit sê nie hoeveel nie, maar sê verkoop die staf wat jy het. Maak 'n plan daarmee. Lukas 19. Vers 8 tot 10.
maar die storie van sy gees, so hoeveel het sy gees gegee, helfte van al sy goed sommer net omdat hy die Here ontmoet het, toe 400% van die goed wat hy gesteel het. Hier is 'n stukkie praktiese raad wat ek toe raad lees van wat Paulus tot hulle skryf, want hy sê, julle het hierdie geldjies beloof, ek wil dit nou kom haal, en hier is 'n praktiese raad van hulle hoe dit te doen. 1 Korintiërs 16, vers 2, op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek kom nie. So hy sê, julle het geld beloof, maklike maniere spaar jy goed elke week volgens wat jy kry. Prakties, sommer net 'n meervoudigheid. Ek gaan sê Handelinge 17 vers 24. Weet, die God wat die wêreld gemaak het, alles wat daarin is, hy wat die Here van die hemel en die aarde is, woon nie in tempels met menshande gemaak nie. Ook word hy nie deur menshande gedien asof hy aan iets 'n behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. So alles wat jy het, sê jy stuk, eintlik God se, hy het vir jou kom gee. En as dit syne is, dan surely het hy die reg om jou te sê wat jy daarmee moet doen. Okay. So hier is dit 'n paar gedeeltes, dan net 'n vinnige dingetjie oor, wat is God se aandeel aan ons gee? Want soos met alles verder, God sê nie vir jou doen iets, en hy bemagtig jou om te doen nie. Dis deel van die blessing van God ken, en in sy krag lewe en al die goede is, God stel jou in staat om goede te doen, wat hy vir jou vra om te doen. As hy vir jou sê, wees heilig, want ek is heilig, dan sê hy, dis hy wat die transformasie in jou doen, sodat jy meer soos Jesus gelykvormig word die hele tyd. En gaan red die wêreld, en ek gaan saam met julle gaan, en ek gaan julle back-up, en al die wonders en tekens gaan julle volg. So, God is altyd daar om ons toe te reis, wat hy is voorroep om te doen, en met geld is dit nie uitsondering nie. 2 Korintiërs 9, vers 7 weer, laat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief, en God het mag, om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê, en oorvloedig kan wees, tot elke goeie werk. Okay, so wat is God se aandeel in hierdie storie? God maak dit goed vir jou moontlik. Hy laat dit gebeur. As jy gee, dan het dit goed gebeur. Dis God se aandeel in lewe. Filippense 4 Filippense 4 vers 19. En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. God maak dit gebeur. Dis sy aandeel in die storie. Okay. Hy los nie op jou eie nie, hy sê nie vir jou ek soek jou staf nie. Hy sê hier's my staf vir jou. Dis slim man. Mense dit moet praat hierdie goed, dan gee hierdie goed. Okay. Julle is 'n klomp skrif. Ek het probeer om nie te veel te sê oor alles nie. Want ek wil hê jy moet die prentjies sien waar daar staan en ek gaan net probeer om 'n geheelbeeld te maak van hierdie hele ding. Vir my lyk dit so. Ons hele lewe, alles, die hele wonder van die wêreld, al die goede wat jy kan sien met ons impres van alles gaan oor God. Kyk, dit gaan oor sy glorie en sy heerlikheid. En jy jou geld is deel van hierdie storie en die heerlikheid wat oor God gaan. So alles moet na hom toe wys eventually. En vir my lyk die prentjie so. Jy lewe vir God. Jy gee jou hart vir hom en jy lewe so goed as wat jy verstaan om die plan vir jou lewe te volg. Jy glo hom dis as hy vir jou sê, dis beter om te gee as om te ontvang, want dis wat hy sê. En jy weet alles wat jy het jy in elk geval by hom gekry, so hy mag vir jou sê wat om daarmee te doen. Partykeer vra hy vir jou om 'n tiende te gee vir mense wat besig is met sy goeie werk. En partykeer vra hy vir jou meer te gee as wat jy voor gebudget het. Dit maak geen verskil in jou hart nie. Jy gee bydien met 'n groot blydskap, soos wat God in jou hart lê, want jy weet dat die Hemelse Vader na jou kyk. Dis wat hy gesê het, hy gaan jou nooit los en jou nooit alleen laat nie. Hy het beloof om jou nooit te verlaat nie. Hy het beloof om jou behoeftes te voorsien as jou hart syne bly. En hy sê sy koninkryk eers te stel. En soos wat jy aanhou gee in blydskap, hou God aan om te voorsien in jou behoeftes. Die mense vir wie jy die geld gee, prys God vir hulle voorsiening. En jou hart voel soms ook baie bly daaroor. En die mense bid vir jou voorspoed. So jou smaal word al hoe groter want jy besef, God het nie net vir jou gesorg hier op aarde nie, maar jy is besig om vir jou 'n serie skatte in die hemel bymekaar te maak, enig op. En ek weet nie hoe vir jou voel nie, maar voel my enig as jy uitklop julle en aan die kant instap, is daar skatte bymekaar gemaak.
Dis nie spreekwoordelik nie, jy maak skatte bymekaar. Jy gaan vir ewig daar wees. En jy kan heerskappy gaan jy saam met God ontvang goede wat afhang van wat ons hierso doen. Jy gaan by God wees, maar jy kan heers tot sekere mates en mindere mates en jy kan skatte bymekaar maak daarbo. Of hieronder, waaroor ons gaan lees. En as jy die goed in jou kopie insaak, dan maak dit saak of dan verstaan jy hoekom God sê, dis beter om te gee. Want hy het die beste interest vir jou at heart. Dis wat hy sê, dis beter. Ok, 'n persoonlike afsluiting. Ek en hy waardeer elke van julle verskriklik. En ek gaan baie chunk probleem, maar jy is by nie verhuidig. Jy slapdoek gekoop. Maar dit is morsig. At least word dit gewas en weer gebruik. Jy onthou Paulus se storie van Paulus het hulle gesê ek kom en julle onthou ek vir julle nooit 'n las was nie, ek het altyd my eie goede gemaak gebeure goede. Staan bekend as 'n tentmaker beneding. Okay, dis wat Paulus gehad het. Hy het gesê ek is nooit 'n las vir julle gewees nie. Ons het nie daai gekry nie. Ons het meer gekry wat die disipeltjies gekry het in Markus 6. Waar is dit? Markus 6 vers. En hy het die 12 na hom geroep en hulle twee begin uitstuur en hulle die mag gegee oor onreine geeste en hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te neem nie. As net 'n stok alleen, geen reissak, geen brood, geen geld, geen beursie nie. Maar skoene aan die voete. In elk geval, daar gaan hulle toe gaan doen al die goede. En my nariese plan was daai en Here teen my eie wysheid in en wat ek met armes gesê het, ek voel vir my dom. Het God net altyd vir ons gesê nee. Dis nie wat ek wil hê julle moet doen nie. Los al die ander stuff uit. Los die goedjies wat julle doen. En die rede ons julle waardeer is, ons moet doen wat ons moet doen, maar julle betaal daarvoor. En ons waardeer dit. Filippense 4 vers 10. Kan jy lees keer met trane, jy kan lees van my bril nie. Hy moet gisterand vir my lag. Ek het nie gelag nie, ek het net gegiggel. Dis wat 'n paai is, dit bly hom kom. Ek vermoed daar's net 'n anatomiese foutjie. My blaas het agter my oë in plaas van onder my lig. Filippense 4 vers 10. Ek het my grootliks verbly in die Here dat julle nou eindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle nie die geleentheid gehad het nie. Nie dat ek dit aan iets gebrek het nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloedig te hê, in elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus my krag gee. Nogtans het julle gedoen toe julle deel gehad het in my verdrukking. En julle Filippense weet ook dat in die begin van die evangelie toe ek van Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe en inkomste nie, behalwe julle alleen. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoeftes meer as eenmaal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug van die oorvloedigheid wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en het oorvloed. Ek het dit volop nadat ek van Epaphroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer by God. En my God sal in elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Jesus Christus. Aan ons God en Vader, die heerlikheid tot in alle ewigheid. En dis in kort julle my nariese harte daai. Julle help ons in hierdie storie wat klein dingetjie is en dit lyk nie niks nie. En die impak van wat ek klaar aan die gang is, julle is massief. Julle weet dit dalk of julle weet dit nie, maar die hoeveelheid mense wat ons raak deur 'n week is fenomenaal. En daai simpel kameraatjie wat daar staan, praat met 'n klomp mense op plekke wat vir ons terugvoer gee daaroor. Dis klein en dis simpel, dit raak mense se lewens baie, okay?
En vir my na die, wel, ek het nie vir haar praat nie. Ek kan nie vir hulle sê wat se kick het om te doen wat ek doen nie. Ek sit elke aand te gaggel in my bed om te dink van ek doen al die stuff. Ek sit gisterand aan tafel en kuier laat die bissies bewe en praat met iemand oor God. En die Here betaal my daarvoor. Dis 'n okay deal. Okay? Aan die ander kant, net soveel as wat julle waardeer, julle dra nie die verantwoordelikheid van hierdie ding nie. Ek hoop julle sien dit in die storie. Net soos wat julle deur is gee en dit hoef nie eers hier te wees nie. Gee vir die armes. Gee whatever jy jou hart vir jou sê om te gee. Okay? Dis wat al die goede vir ons sê. Gee waar jy dink jy moet gee en staan op jou hart se tafel soos dit. Jy moet gee, I don't know. Probleem is wat jy nou doen, gewoonlik vir die meeste mense. Maar dit gaan nie oor reg goed nie. As God jou hart het, gee waar jou hart vir jou sê om te gee. En obviously het ons dit nodig. Ons waardeer dit, dis wat ek wil sê. Maar jy kan nou nie verantwoordelikheid vat nie. Okay? Hierdie wat ons hier doen is God se werk. Dis nie jou werk nie, dis nie my werk nie. Ek kan nie iemand op bekering lei nie, ek kan hom met hom die waarheid deel. Ons kan die mense gesond maak nie, ek kan hom kry dit by God dat God hom gesond maak. Ek kan nie al die goede doen wat geld kos nie, maar die Here maak dit gebeur. As julle nou weet van die laaste 2 of 3 weke in ons lewe, dit was nogal honeymoon hoor. Net met goed. Nog steeds nie 2 sent meer nie, maar dit goed gebeur. Okay. Volgende keer gaan ons aangaan met Ou Testament toe gaan en kyk waar kom tieners vandaan en al daai tipe van dinge. Baie interessant. Baie interessant en lekker. Here het ons die beste van ons gedagte. Ons maak ons oor toe. Here, dankie dat soos in alles U vir ons net die beste het. En ek kan dit so duidelik sê hierdie goed. U plan vir U kinders is net jy het baie, gee vir jou chommy. En dat jou chommy baie gee vir hom. En almal is gelukkig. Almal voel familie en vriende. Almal voel community. Almal prys U. Want die een wat het, weet ek uit van die af. Amen. En die een wat kry, weet ek uit van die af. En vandag wil ek die dank vir die mense wat in ons lewe is. Wat gee uit oorvloed en wat gee uit tekort. En ek bid dat U hulle daarvoor sal seën. Want hulle maak U werk moontlik. Wat ek aan uit voorgeroep is wat ons nie kan doen sonder dit nie. En ek bid dat U hulle harte sal vrymaak, nie net vir gee nie, maar sal vrymaak, Here, om nie las te dra, ooit 'n las te dra wat nie hulle is nie. Dat hulle sal vryheid hê en hoeveel hulle gee en waar hulle dit gee. Want U seën maak ryk, Here. U seën maak ryk. En ek dank U dat ons in U versorging staan ten spyte van alles buite, nie net ek en hy nie, almal in hierdie gemeente en soos altyd bid ek vandag God se oorvloedige seën oor elke familie wat hier verteenwoordig is. Oorvloed, Here. Soos wat Paulus gesê het, ek bid vir oorvloed sodat uit julle oorvloed julle kan gee vir elke goeie werk. Ek bid finansiële deurbraak vir elke familie in hierdie gemeente. Ek bid dat die lewe en oorvloed wat U beloof het en wat U gebring het in Jesus so duidelik gesien sal wees in hierdie gemeente. In die manier hoe mense by U uitkom, hoe hulle U leer ken en saam met U die pad deurloop, hoe hulle U stem hoor al hoe duideliker. En hoe hulle vir mekaar en vir die mense om hulle en hoe hierdie hele storie kyk en smaal oor alles en alles seën met U lewe en oorvloed en genesing en alles wat U vir ons gebring het. Ons waardeer U. En ons bring na U die eer toe wat na U toe kom, Here, want U het geen tekort nie en het alles gebring vir ons. En ons kan vir U niks doen as of U iets nodig het nie. Ons bring net onsself. Ek bid ook dat U elkeen hier so sal beskerm deur die week en vir ons veilig op U bestemde tyd weer bymekaar bring. In Jesus se naam. Amen.